staan saam met my. En ons gee as 'n kerk vanmôre aan die Here al die lof en die eer. Unto God be the glory in the church, for now and evermore. Unto God be the glory in the church, for now and evermore. Unto Him, unto Him, unto Him, unto Him, unto God be the glory in the church, for now and evermore. Unto God be the glory in the church, for now and evermore. Unto God be the glory in the church, for now and evermore. Unto Him, unto Him, unto Him, unto Him, unto God be the glory in the church, for now and evermore. Unto Him, unto Him, unto Him, unto Him, unto God be the glory in the church, for now and evermore. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. We are washed. We are sanctified. We are cleansed by His blood. We are born of the Spirit. We are children of the Lord. We are longing for His coming. We are looking to the sky. We are watching. We are waiting. In His likeness we shall rise. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. Hallelujah. Dankie die Here dat ons dit mag wees. Maar meer, dankie dat ons dit mag bely vanmôre. Prys sy wonderlike naam. There is victory for me. There is victory for me. In the blood of Christ my Savior. There is victory for me. For me, yes, me. For me, yes, me. Through the blood of
gee vir U lof en eer vanmôre, want U is waarlik ons God en ons Meester. U is ons al genoegsame vanmôre. U is hier die wonderful, merciful Savior vir ons God. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb would rescue the souls of man? Oh, you rescue the souls of man. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit, we long to embrace. You offer hope when our hearts stand hopelessly lost their way. Oh, hopelessly lost their way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and praise. Hearts always hunger. Oh, our hearts always hunger for Almighty Infinite Father, faithfully loving your own. Hearing our weakness, you find us, falling before your throne. Oh, falling before your throne. You are the one to be praised. You are the one we adore. You give the healing and praise. Our souls always hunger for. Oh, hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and praise. Hearts always hunger for. Oh, hearts always hunger for. Hallelujah. Hallelujah. Loof die Here, loof die Here. Verhoog sy naam, die naam voor elke naam. Erken aan hom, dat hy alleen regeert. Hy steeds soos de aard in die son. Hy is die blik oor 'n ster. En hy skyn in my lewe is verlig. Hier op hier aanbidden. Hy is die koning in my lewe. Hy is Jesus, die handen van my hart. Verhoog sy naam, die naam door
ster, en hy skyn in my lewe is verlig. Die omgewing aanbidden, hy is die koning in my lewe, hy is die self, die herder van my hart. Die omgewing aanbidden, hy is die koning in my lewe, hy is Jesus, die herder van my hart. Oh, halleluja. Shabbat Turubus Sirihende. Wie is daar soos U, Here? Wie kan met U vergelyk word? Wie so groot en heilig soos U, Here? Wie kan die herderskap oorneem by U? Wie kan vir ons sorg, Here? Wie sal vir ons krag gee wanneer dit moeilik gaan? Wie die antwoord sodat die Gees in ons binneste uitgestort kan word, dan weet ons dis Jesus, die herder van my lewe, die herder van wie ek is, die herder, Here, vir wie ek getrou wil volg, o Here. Kom met die krag, Here. Kom met U liefde vanmôre. Kom met U aanraking. Kom met U genade, Here. Kom met U genesende liefde vanmôre, Here. En haal ons nie net uit die modder uit nie, maar haal ook ons harte, ons lewe, alles uit die modder uit, Here, sodat ons kan weet ons dien 'n heerlike en 'n heilige God vanmôre. Prys sy naam, prys sy naam. Gee hom ere en aanbidding, hy is die koning in my lewe, hy is Jesus, die herder van my hart. Gee hom ere en aanbidding, hy is die koning in my lewe, hy is Jesus, die herder van my hart. Halleluja, prys sy wonderlike naam. Dankie gemeente, kom ons neem ons sit. Loof die Here saam met my. Loof sy heilige naam, die koning van die konings. Prys die Here. Ek lees vanmôre weer so 'n bietjie oor dat is dit nie kosbaar dat die Here nie ons gemaak en gelaat staan het. Is dit nie kosbaar dat hy wat 'n plan vir ons lewe het, nie net vir ons gesê het gaan en gaan doen nie, en jou letterlik maar net in die diep kant gooi. Jeremia het op 'n stadium gedink, hy gaan maar die diep kant vir die Here uitwerk en sê, ek is nog jonk. Sê die Here vir hom, ek sal my woorde in jou mond sit. Sit nie mooi. En dit wanneer dit gebeur, dan luister ek weer wat die Here sê vir Jeremia, daar in Jeremia die 17de hoofstuk, en sê hy, maak my gesond, Here. Ek moet reg wees vir dit wat kom, ek moet reg wees vir dit wat die Here wil hê ek moet doen. Here, dan sal ek gesond word. Klaar besluit, my geloof sê, as ek gevra het, kan dit gebeur.
Nee, julle het nie die pyn wat ek het. Here, u verstaan nie. Jeremia sê, verlos my. Want my geloof sê vir my, dan sal ek verlos wees. Is dit nie hoe dit werk met ons God nie? Ek wil vanmôre gesels oor die gedagte dat ons is geskape met 'n doel. Ons is nie net dat die Here aan ons opdragte gee en dan word ons gestraf as ons nie by die plan van die Here kan hou nie. Jesus sê in Johannes 15 vers 16, julle het nie my uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Sien, dan begin ons weer. In wie se hande is ons? In Jesus se hande. En julle aangestel om vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al my naam mag vra, hy julle dit kan gee. Ons teksversie kom dan uit Kolossense 3 verse 23. Wat julle ook al doen, hoor nou van my. Doen is 'n besluit wat ek neem. Doen is iets wat ek nou volgende gaan doen en volgende gaan sê. My geloof volgende gaan inspann om te doen. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Halleluja. Here, u het woorde in my mond gesit. U het vir my 'n opdrag gegee. U het my geloof, Here, versterk. U het my kindskap, Here, so erg gemaak dat ek kan sê nie vir God en nie vir mense nie. Prys sy naam. Vader, baie dankie vir die woord. Dan vanmôre mag u heerlikheid dan skyn so in ons harte in, dat ons vanmôre kan weet en verstaan dat ek wandel in die plan van my Vader. Bid dit in Jesus naam. Amen. As God ons dan met 'n doel geskaap het, dan moet ons weer baie mooi luister. As God vir ons dan met 'n doel geskape, dan kan ek eintlik die woorde sê dat God het met opset, God het met opset gered. God het met opset geroep. So hy het 'n plan met my lewe, so daar's nie 'n verskeie agenda nie, hy het met opset my gered, want ek het 'n taak om te doen. Dit sê nie vir my dat God het ons geroep, dat ons moet deel wees van sy nagedagtenis nie. Elke dag is 'n aktiewe dag in die dag van die Here, want hy wil hê dat ek moet sy doel en my doel verstaan. Ek moet sy planne en ek moet my planne ken. God wil hê, ek moet nie doelloos net die Bybel lees en sê, glory to God. Is hy nie 'n wonderlike God nie? Kyk wat het hy vir Sisson so gedoen. Maar die woord van die Here sê, hy wil dit nie net vir Sisson so doen nie. Ons gaan nou vandag sien, wat is God se plan? Want God het 'n plan met Jakob gehad, en God se plan is ongelukkig by die mens net gaan stil staan by die gedagte daar in Genesis 35, dat God sê vir Jakob, ek is God die Almagtige, wees vrugbaar en vermeerder, 'n nasie, ja 'n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene kom. En die land wat ek aan Abraham en Isak gegee het, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag, en aan hulle nageslag, en aan hulle se kinders, en aan hulle se nageslag, en. Dis wat die woord van die Here sê. En dis waaroor ek wil praat. Want ek ontvang van die Here. Soos Paulus gesê het, ek het van die Here ontvang.
En as Paulus nie gegee het wat van die Here ontvang is nie, sou u en ek nie geweet het wat het die Here vir hom gesê, wat was sy opdrag nie. Nou op die einde van die dag, as mens praat van wees vrugbaar en verneder, dan dink 'n mens net soos wat die woord dit fisies vir ons uitspel, dat Jakob, jy moet 'n nasie bou, nee? En wanneer Jakob die nasie bou, dan het hy die nasie gebou, dan is dit die einde daarvan. Maar dis nie wat God in sy plan gehad het nie. God praat van vrugbaarheid in oorvloed. En ons moet dit verstaan, wees vrugbaar en gaan vermeerder. Wees vrugbaar en gaan vermeerder. As ons mooi gaan dink daaroor, dan praat God met my en met jou se verantwoordelikheid wat die Heilige Gees aanbetref, wat die sterk word, die groei in ons moet plaasvind. Want as ons praat van vrug en oorvloed, dan praat ons van die onderskeidende eienskap van die koninkryk van God. In die koninkryk van God lê hierdie eienskap vasgevang dat ons op die einde van die dag vrugbaar moet wees. En wat sê die Nuwe Testament? Dra vrug wat by die bekering pas. Jy sien, ek kan van God self praat, dat my God is vrugbaar. Kyk na sy skepingswerk, kyk hoe die pragt daar uitkom. Gaan kyk 'n bietjie in die Karoo op hulle geleë tyd, hoe die blommetjies uitkom, dan sien ons hoe vrugbaar die Here is. Gister was die blommetjies nie daar nie, maar vandag is dit daar. Gister kon ons die skoonheid van iets nie sien op aarde nie, maar vandag sien ons dit. Ons sien die heerlikheid, ons sien sy liefde, ons sien sy genade. En as ons hierdie dinge kan sien, dan sê ek vir myself, die woord het gesê, die woord sal elke dag nuut wees. En as die woord dan elke dag nuut is, dan sien ek dat God staan nie stil nie. Halleluja. Sy heerlikheid beweeg aan en aan en aan, en ek moet dit weet, ervaar en verstaan. Vrugbaarheid is die natuurlike gevolg van lewe. Die lewe wat u en ek het deur die Heilige Gees. Dis vrugbaar. Dit laat my dinge doen wat ek gewonder het, hoe sal ek dit doen? Maar God het 'n plan gehad, hy het dit laat seëvier. Kyk vir Jakob. Jakob het gedink, yes, dis my kans. Hy het 12 seuns gehad en 1 dogter. En hulle het gesinne gehad. En hulle het nasies gebou. En die Here het op die einde van die dag toegelaat dat hulle uiteindelik 'n skare van mense word. Ja. Maar Here, hoekom? Here, hoekom? As 'n mens gaan kyk na, nou is daar 'n nasie. Van hierdie nasies het op die einde van die dag in ongoddelikheid verval. Maar God het gesê, ek soek 'n nasie uit jou uit, wat ek kan seën. Ek soek 'n nasie wat ek kan verlos. Ek soek 'n nasie wat ek kan verlos van slawerny. Onthou, al hierdie dinge is nog steeds deel van my en van jou. Ons moet verlos word, want die Here sê, ek wil julle elkeen inlei. Maar ek wil begin by Jakob. Jakob, wees jy vir my die voorbeeld vir elkeen hierna en hierna en hierna. Baie wonderlike, goeie bevel wat die Here vir Jakob gegee het. Maar Jakob, jy moet weet, dat hy sy geestelike doel agter al hierdie dinge. Baie kere sê ons vir onsself, onthou, as jy die huis gekoop het, moet jy die huis kan onderhou. As jy hierdie huis gekoop het, moet jy hom kan betaal. As jy 'n familie probeer op die been bring, dan moet jy weet, jy is verantwoordelik vir die sorg van hulle. Hy het dit so vir hom uitgespel, maar Jakob, ek wil hê jy moet vir my 'n godsvreesende mense daar vir my stel. Dis wat die Here van hom wil hê, en ook van my en van jou. Ons nageslag, ons kinders, ons kleinkinders, moet weet wie God is.
dat God ons lief het, want hulle moet weet dat deur hierdie mense wat God van Jakob gevra het, gaan daar uit hulle ons verlosser na voorskyn kom. Die koning van alle konings, die een wat gaan red, die een wat gaan genees, die een wat ons gaan optel deur sy gees, die een wat met ons op pad gaan stap, die een wat die Here wil hê, ons harte na hom toe moet wend. Is dit nie mooi as ek vanmôre sê, dit is wat kosbaar en werkbaar vir ons kinders se behoud gaan wees nie. Ek weet nie of daar baie kinders is wat weet wat beteken vergifnis nie. Hoe baie van hulle weet wat is liefde, ware liefde. Wat beteken dit om barmhartig te wees teenoor my? Ag, niemand het my lief nie. Kyk hoe gaan dit is hoekom my lewe so vrot is. Maar God sê ek het vir Jakob gebruik, sodat ons die gees beter kan verstaan. Jakob het voor die Heilige Gees gekom, maar in ons lewe, maar op die einde van die dag, nou het ons die Gees, nou wonder ons baie keer, wat maak ek met die Heilige Gees? Die Here wil hê, dat wanneer ons hierdie verhaal van Jakob verstaan, moet ons verstaan wie ek is. Ek is 'n koningskind. Ek kom uit iets wat God beplan het. Dis nie net, daar het net nog 'n familie opgeduik en dat net nog iets bestaan en God het dit beplan. As God dit vir Jakob beplan het, dan het God dit vir my outomaties ook beplan. En daarom sê ek, Here, kan U vir my iets wonders doen? Kyk na my ou hut waarin ek bly. Kyk na my ou kropkarretjie wat ek ry. Here, ek leef van salarischeck tot salarischeck. Hoe kan U vir my lief wees en vir my 'n opdrag gee? Maar die Here sê, al wat ek soek, is vir my in jou lewe. As al wat ek soek. Ek wil sien dat jy waardig is, kind van God. Dis al, die res het ek nie 'n probleem mee nie, want ek gaan jou seën. Ek gaan jou seën, ek gaan jou salf, ek gaan jou toevou met my heerlikheid. En wanneer ons na hierdie dinge lees, kyk, dan sê ek, my Here, dan is dit ook wat U vir my kind in voorraad het. U het vir my kind seëninge in voorraad. U het vir my kind 'n voorspoedige lewe in voorspoed. Nou is my verantwoordelikheid, weet jy dat God jou liefhet? En sê ons dit maklik? Ons sit met 2 seuns hier so vanmôre. Julle gaan kinders hê. Julle gaan paas word. Julle gaan oupas word, julle gaan oupa grootjies word, maar op die einde van die dag moet die verhaal van God se liefde oorvertel word. Hulle moet dit sien. En as gevolg van ons gehoorsaamheid sal hy seën, sal hy ons deur moeilike tye help, nie net vir my nie, maar ook vir hulle. God wil ons uit alles uitbring, sodat ons sy vreugde kan ervaar. Is dit nie lekker nie? Ek wil nie net in 'n vergadering sit waar die vinger gewys word die hele tyd nie, maar ek wil ook, as julle sal dit vir julle wag. As julle dit sal. Want dis God se begeerte. Dis God se begeerte dat nie net ek nie, maar almal rondom my God sal ken. Dis God se begeerte dat die nasies wat hy van praat, uit ons sal opstaan en sê, so spreek die Here. As ons wil weet wat God se doel is vir my en vir al ons, almal wat gelowig is, dan is daar 'n pragtige teksvers wat ek vir u by u wil los, 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag. 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.
julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Kan ons ervaar en saamstem vanmôre, dat was dit nie vir die Here se teenwoordigheid in my lewe nie, was ek 'n nul. Was dit nie sy liefde nie, was ek niks. Maar hy het my getrek en daarom sê Jesus, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus het 'n groot werk gedoen vir die Vader. Hierdie belofte wat in Genesis 35 aan Jakob gegee is nie net 'n belofte nie, is nie net 'n doel nie, is nie net, die omvang daarvan is geweldig. Dis baie groot, want ons moet weet, die plan is nie net vir my nie. Die plan is wat gaan na my gebeur. As ek half koekie gebak het deur my lewe, dan sê die spreekwoord dat die res gaan daaronder lê. Weet u? As ek nou hierdie verstaan, is dit so? Wat doen ek? Het ek 'n goeie voorbeeld? Dra ek die krag van die Here aan jou en aan jou nageslag na jou? Ons dink net aan onsself, en dis waar die wêreld begin het. Die wêreld het selfsugtig begin word. Die mensdom het selfsugtig geword. Dit gaan oor nie alles oor me, myself en I. Dit gaan oor wat ek uit die lewe uit kan kry. Dit gaan net self nie oor my kinders nie, maar ek vergeet dat die Here nie net my wil seën en dalk net so nou en dan hier en daar 'n kind nie, maar moenie verbaas wees as jy God wat ek dien, jou kinders meer seën as vir jou nie. As gevolg van jou gehoorsaamheid. Ons verantwoordelikheid. Ons moet nie net leer van God se beloftes nie. Ek moet nie net leer van God se liefde nie. Ek moet dit leef en dit wandel. Ons moet dit ook sorgvuldig aan die volgende geslag oordra. Dit wat God my gegee het, is heilig. Dis nie gaan en gaan doen jy ook nie. Dis heilig. Dis 'n mooi opdrag. Dis 'n belofte van God wat sê, ken voordat jy die belofte vir jou kinders gee. Ken jy God? Ken hom eerste en gee dan uit, sodat hulle kan verstaan, sodat hulle almal in 'n intieme gemeenskap met God kan wees. Ek verlang elke dag dat my hele familie so saam met my eendag net kan staan en die naam van die Here groot maak. Sonder 'n rede, sonder 'n afspraak, net om te kan sê, Here, ek het U lief. Dankie vir boeties en sissies, dankie dat daar nog iemand in my lewe is. En omdat die dinge nie gebeur nie, kan 'n mens vir jouself dit uitwerk, waarom daar soveel huise se lewens buite orde is. Waarom daar soveel huisgesinne is wat nie meer reg funksioneer nie. Ons het vergeet, eintlik meer, ons het misluk in ons opdrag. Dis wat gebeur. Om dit oor te dra van geslag tot geslag. Al wat ons onthou is die gedagte dat my pa was 'n knorrie, my oupa was 'n knorrie, my oupa grootjie was die groot knorrie, die moeilike mense. Dis nie wat God wil hê ons moet onthou nie. Hy sê, in jou het ek 'n seën oorgedra en jy moet die seën aanstuur. Die probleem wat ons sien wanneer ons dit nie reg hanteer nie, dan beteken dit, die woord van die Here sê, moenie jy bekommerd wees oor die dag van môre nie, vandag is jou dag. Maar wat dit by Jakob aankom, is dit belangrik dat die dag van môre verstaan moet word, in wie se hande is môre. Want as ons
môre dan so gaan uitrafel en 'n verklaring vir hom gaan soek, dan gaan ek sê vir die mensdom het môre skaars geword. Want wat doen die mensdom om van môre 'n skaarsheid te veroorsaak? Want die woord het gesê, eet en drink, want môre sterf ons. Jy sien, as ons dit reg verstaan, dink net, as ons dit nie reg verstaan nie, wat gebeur met God se kerk? As hierdie houding wat ons het van eet en drink en môre sterf, gaan wortel skiet in die kerk, is dit 'n rampspoedigheid wat vir ons wag. Ek sê, jy's Dinsdag, ons praat so van dinge vooruit, ons hoor so van die weer wat op pad is, en dis nou al Maandag, ek dink ek moet die pastoor bel om te sê ek gaan siek wees. Ons is negatief ingestel en nie honger na dit wat môre moet wees nie, dit wat God vir my beplan het. Gaan ek my werk van so aard doen dat my nageslag God gaan ken uit my werke uit. Dink maar 'n bietjie vooruit. Gaan hulle God ken? Die seën van die Here moet op een of ander manier oorgedra word. Gaan hulle die liefde wat ek vir God het sien en verstaan en ken. Hoor nou, hoor ons opdrag om vir hulle 'n erfenis oor te dra. Dis waaruit ons opdrag kom. Ek wonder hoe lyk my bankrekening? Ek wonder hoe lyk my besittings? Sal elkeen 'n ou happie kry? Dink ek, hulle sal tevrede wees. Sal hulle kan voortbou op dit? Nie volgens wat God se plan is nie. God sê as ons in sy rigting in beweeg en sy plan herhaal van geslag tot geslag, sê hy, gaan ek seën. Ek gaan seën. Ek gaan jou in my beloofde land inbring, sê die Here. Nie jou land nie. My beloofde land. Hoor 'n bietjie wat in ons lewens en in ons kinders se lewe sal gebeur. Hoor, Jeremia 29. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Hoor daar? Hoor daar? Spreek die Here, niemand anders, die gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en julle sal my vind en julle sal my vra met julle hart. O my liewe broer en suster, as die plan van God by my gaan stil staan en dink 'n bietjie aan die einde van die geslagte, vir wie moet hulle vra? Vir wie? As hulle nie God bekend gestel was nie. Filippense 4:19 sê, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Paulus sê in 1 Korintiërs 2:9, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God voorberei het in die plan wat hy vir die mensdom het, vir die wat hom lief het. Dawid sê, vertrou op hom, vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde, beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en die reg van die middag. Jesaja 55:12. Want met vreugde sal julle uittrek.
Met vreugde sal julle uittrek. En met vrede gelei word. Die berge en heuwel sal voor julle in gejubel uitbreek. En al die bome van die veld in die hand sal hande klap. Kyk die gevolg van gehoorsaamheid. Psalm 126. Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur en ween en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik met gejubel en sy gerde dra. Wat vra die Here vir ons môre? Die tyd wat ons so met oë toemaak en niks sien wat om jou aangaan is verby. Die tyd dat ons so kop onderste bo loop en sê ek gaan nie betrokke raak nie. Dis eintlik die woord. Ek en jy. Jy en ek met ons verbind hou. Net sê Here, hier is my hart nie. Maar Here, hier is hierdie hart wat belangstel in dit wat u seun gesê het. Ek het gekom sodat niemand verlore mag gaan nie. Almal die ewige lewe sal smaak. Amen. Prys sy naam. Dis wat die Here vir ons het. Mag die Here julle elkeen aanraak en mag ons vanmôre net weet dat die seën van die Here is kosbaar. Halleluja. Kom ons sang 'n lied saam ter afsluiting terwyl ons op u gaan wag vir die liefde offergawe en die tiendes net soos die Here dit op jou hart lê. Daar's 'n koortjie wat sê King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Dis al wat ek kan sê en doen vandag. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Hallelujah. Wil jy nou sy stem vat? Sluit ons asseblief af. Hemelse Vader, ons dank U dat U ons weer eens vanoggend aan die woord bekendgestel het. Dank U, God, dat U dit duidelik gestel het wat U wil hê wat in ons lewens moet manifesteer. Dank U, my God. Here God, ons kan dit nie alleen doen nie. Ons slegs deur die ingryping van U Heilige Gees doen. Yes. En ons bid, Vader, dat U Heilige Gees elkeen van ons sal lei. En hy behoed ons, hy bewaar ons. U liefde in ons as gevolg van die werking van die Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie, Heilige Vader, ons bid dat U hierdie week wat voorlê saam met ons sal wees. En dat ons U naam alle prys sal loop en sal prys. Yes. Amen. Dankie.